Welkom by vandag se bespreking. Ons kyk vandag na Wet 21 April 2016 nommer 7 van die streek Sicilië wat die opleidingsinhoud vir industriële duikaktiwiteite reguleer. Rachel, kan jy vir ons 'n algemene oorsig gee van hierdie wet? Verseker Jakke, hierdie wet wat ooreenstem met die streekhandvers en Europese regulasies, fokus daarop om die opleidingspaaie vir industriële duikers in Sicilië te struktureer. Die hoofdoelwit is duidelik, om te verseker dat individue wat in hierdie sektor werk, oor die nodige kwalifikasies beskik vir sowel veiligheid as professionaliteit. Dit gaan regtig oor die verhoging van standaarde. Jy sê individue wat in hierdie sektor werk. Dit klink breed. Wie presies kwalifiseer as duikers en onderwaterwerkers volgens die wet? En net so belangrik, watter aktiwiteite word spesifiek hiervan uitgesluit? Daar is sekerlik grense. Die wet definieer hulle as enige een wat onderwaterwerk verrig, het sy dit eksklusief of deurlopend is in beide see en binnelandse waters. Dit is belangrik om op te let dat dit ontspannings-, sport- en amateuraktiwiteite uitsluit. Ook wetenskaplike of kulturele navorsing word uitgesluit, tensy dit komplekse organisasies insluit of dieper as 30 meter plaasvind. Lede van die weermag, polisie en burgerlike beskerming is ook vrygestel wanneer hulle aan diens is. Die onderskeid is dus duidelik, professionele industriële werk teenoor ander vorme van duik. Dit verhelder die omvang aansienlik. Artikel 2 identifiseer 3 opleidingsvlakke. Kan jy elkeen kortliks beskryf en die operasionele dieptes vir die luisteraars spesifiseer? En is daar dalk bykomende vereistes vir die hoër vlakke? Absoluut. Die eerste vlak is die inshore diver wat beperk is tot duike tot 30 meter. Dan is daar die offshore air diver, ook bekend as top-up, wat kwalifiseer vir duike tot 50 meter. Laastens, die derde vlak is die offshore set diver of diepseeduiker, wat vir dieptes groter as 50 meter is, deur versadigingstegnieke te gebruik. Vir duikers op die top-up en diepseevlakke is daar 'n bykomende vereiste. Hulle moet ook 'n kwalifikasie in noodop verwerf, die sogenaamde diver medic, voordat hulle die finale sertifikaat ontvang. Dit onderstreep die risiko's betrokke by dieper duik. Die duikmedic vereiste vir dieper vlakke maak sin. Wat die opleidingstoerusting betref, is daar spesifieke standaarde of vereistes vir elke vlak wat uitgelig moet word, want dit klink asof die kompleksiteit van die duiktoerusting aansienlik moet toeneem met die diepte. Dit doen beslis. Vir inshore opleiding is 'n oppervlakstasie vir lugduik noodsaaklik. Vir die offshore air diver word 'n persligstasie met 'n oop klok of basket benodig. En in sommige gevalle word 'n dekompressiekamer as ondersteuning gebruik. Maar vir die diepseevlak is die gebruik van diepseestelsels verpligting, wat 'n geslote klok en dekompressiekamer insluit. Al hierdie toerusting moet gesertifiseer wees volgens PVHO-standaarde. Dit is 'n baie tegniese en gespesialiseerde omgewing. Dit klink na 'n aansienlike belegging in gespesialiseerde toerusting en opleiding. Artikel 3 praat oor die streek se rol in die bevordering van hierdie opleidingsaktiwiteite. Hoe beplan Sicilië om hierdie hoogs gespesialiseerde sektor te ondersteun en te verseker dat dit internasionaal relevant bly? Die streek bevorder opleidingsintervensies om werksgeleenthede te verhoog en die arbeidsmag te kwalifiseer, spesifiek in reaksie op markbehoeftes. Dit is baie belangrik dat hierdie intervensies voldoen aan internasionale standaarde, soos die van die International Diving Schools Association, oftewel DSAA, en die riglyne van die International Marine Contractors Association, AMCA. Hierdie kursusse kan ook met eksterne hulpbronne befonds word, soos die FSE-fondse, en die sertifikate wat uitgereik word regoor die Europese Unie erken. Dit verseker dat Siciliaanse duikers mededingend bly op die globale mark. Internasionale erkenning en werksgeleenthede is dus sleutelpunte. Artikel 4 stel 'n elektroniese register in. Wat is die presiese doel van so 'n register? Is dit net 'n lys of dien dit 'n breër funksie vir die bedryf? Dit is 'n deurslaggewende element om die bruikbaarheid van sertifikate op die arbeidsmark en hul internasionale erkenning te vergemaklik. Die streekse departement van arbeid bestuur hierdie aanlyn register wat 'n lys hou van opgeleide professionele persone en hul kwalifikasielevels. Registrasie is gratis op versoek en lei tot die uitreiking van 'n naamkaart. Enigeen wat 'n geskikte sertifikaat van staatsinstansies of geakkrediteerde sentrums verwerf het, kan registreer, mits hulle natuurlik aan die standaarde van die Siciliaanse wet voldoen.
Dit bied deursigtigheid en amptelike erkenning. So 'n amptelike register om hierdie professionele vaardighede te waardeer en te stroomlyn. Laastens, artikel 5 handel oor die implementering van die wet. Wat is die volgende konkrete stappe vir hierdie wet om ten volle in werking te tree en is daar finansiële implikasies? Binne 90 dae na die inwerkingtreding van die wet, sal 'n dekreet van die president van die streek die implementeringsmodaliteite definieer. Dit is belangrik om te beklemtoon dat die wet finansiëel neutraal is, wat beteken dat dit geen nuwe koste vir die streek se finansies meebring nie. En sertifikate wat voor die inwerkingtreding van die wet verwerf is, word erken mits hulle aan die standaarde voldoen wat hierin uiteengeset word. Die wet bou dus voorts op bestaande goeie praktyke. Dit is baie duidelik, Rachel. Dankie dat jy ons deur hierdie belangrike wet 21 April 2016 nommer 7 van die streek Cecilia gelei het, wat daarop gemik is om 'n spesialistiese sektor soos industriële duikwerk te professionaliseer en te beveilig. Dit is 'n deurdagte raamwerk. Graag gedaan, Jake. Indien hierdie bespreking insiggewend was, oorweeg om die episode met iemand te deel wat ook die waarde daarvan sal vind.